die boustene van geloof. Ons lees Judas vers 20 en 21. Het jy al ooit daai gevoel gekry dat, alhoewel jy 'n oorgawe aan Jesus gemaak het, jy steeds bly twyfel? Dat jou gebede teen die plafon vaslaan? Dat God vir jou ver weg voel? Dat die laste van sonde swaar op jou skouers druk? Sal God jou ooit vergewe? Voel jy nie dalk vermore so nie? En die probleem is dat jy te bang is om dit vir iemand te sê. Jy is dan mos 'n gelowige. Spesiaal vir jou, skryf Judas. Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. So staan dit in die 83 vertaling. In die 2020 vertaling lui dit so: maar julle moet, geliefdes, deur julle self op te bou in die allerheiligste geloof en deur in die Heilige Gees te bid, julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die ontferming van ons Here Jesus Christus met die oog op die ewige lewe verwag. Met hierdie woorde wil Judas jou dan vandag bemoedig. Nie alleen maak dit 'n onderskeid tussen jou en die ongelowige nie, maar op hierdie manier gaan jy die probleme wat hierbo uitgestippel is, te bowe kom. En die wonderlike is, dat jy dit nie in jou eie krag hoef te doen nie, maar die Heilige Gees is daar vir jou. Maar waar begin 'n mens met hierdie soort bouwerk? Deur 'n intieme, persoonlike en lewende verhouding met God op te bou. So 'n verhouding kom ongelukkig nie oornag nie, maar hoe meer jy self daarin sit, hoe gouer gebeur dit. Dit verg van jou baie selfdissipline. Die goeie nuus is dat dit wel moontlik is deur die Heilige Gees. Die eerste bousteen is 'n lewe van gebed. Een van ons grootste probleme is onafhanklikheid. Ek wil op ons eie 2 voete staan. Niemand in die oë kyk vir hulp nie. Dis 'n natuurlike reaksie. Maar ongelukkig deel van ons sondige natuur. Die dag as jy begin besef hoe geweldig afhanklik jy van God is, dan is jy op die regte pad. Gebed is nie die aframmel van 'n wenslysie nie, maar in die eerste plek sê jy met jou gebed dat jy totaal afhanklik is van God vir alles in jou lewe. Dit is so belangrik om te besef dat jy nooit ooit in jou geloof slaag as jy dit op jou eie krag probeer doen nie. In jou gebed moet jy die Heilige Gees se genade, sy krag en wysheid afsmeek, want daarsonder kan jy die ganse Bybel deurlees en steeds nie verstaan waaroor dit gaan nie. Nou sê jy dalk vir my, maar jy sukkel selfs om te bid. Hoe gaan jy nog by die hoë dinge bykom? Gaan lees dan gerus wat in Romeine 8 vers 26 en 27 staan. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Wonderlik, né? Die Heilige Gees sal jou leer bid.
maar hy vra van jou kant af die gewilligheid om daaraan deel te neem. Gebed kom ook nie sommer so van self nie. Dit kos oefening van jou kant af. Baie mense verkeer ook onder die wanindruk dat gebed slegs die formele aanroep van God is, tydens jou stilte tyd of tydens 'n erediens. Hierdie is maar net een aspek van gebed. Gebed is 'n gesprek met God wat enige tyd en enige plek kan plaasvind. As jy sal onthou dat God nie ver verwyder is nie, iewers daarbo in die hemel nie, maar deur sy Heilige Gees binne in jou, kan jy gesprek voer met hom reg deur die dag. Ook daar waar jy besig is om te werk, of terwyl jy in die tuin stap. Gesels met hom, vertel van hom, van jou blydskap, jou angste, droefheid. En as jy iets mooi sien, dan kom daarvoor. Op hierdie manier leer jy om 'n persoonlike verhouding met hom aan te knoop. En jy leer ook al meer en meer hoe afhanklik jy werklik van hom is. Die tweede bousteen is 'n lewe van liefde. Wat is hierdie liefde? 1 Johannes 4 vers 10 beskryf dit so: hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening van ons sondes. Ware liefde is dus 'n daad van selfopoffering. Dink eers mooi oor die onverdiende liefde wat God jou gegee het, en dan tree jy so op teenoor ander, onselfsugtig, dienend, opofferend, selfs al verdien die mense teenoor wie jy so optree dit nie. Die derde bousteen is 'n lewe van verwagting. Moenie doelloos lewe soos so baie mense doen nie. Vir die ongelowige is die lewe gejaag na plesier, rykdom, losbandigheid, mag. Vir die ernstige gelowige is die lewe egter geborduur rondom die wederkoms van Jesus. Wanneer gaan hy kom? Dit kan oor 100 jaar wees, maar dit kan ook dalk vandag nog wees. 'n Navorser vertel my 'n tyd gelede dat die aarde 'n katastrofe in die gesig staar. Ons is besig om die maan te verloor. Die maan is besig om teen 'n onrusbarende tempo van die aarde af weg te beweeg. En dit kan die einde van alle lewe op aarde beteken. Ontstellend? Nee, net interessant. Want as dit die geval is, dan is dit net nog een van die tekens dat die wederkoms nou baie naby is. En ek sien met groot verwagting uit na daardie wonderlike dag. Die volgende boustene raak moeiliker, maar daaroor gesels ons DV môre. Kry met die hulp van die Heilige Gees hierdie 3 eers goed onder die knie, en jy sal sien hoe jou geloofslewe skielik blom. Kom ons bid. Here, leer my asseblief bid en herinner my daar asseblief die heel dag lank dat U teenwoordig is en dat ek van U afhanklik is. Amen.